Goeienaand uit 'n baie warm Pretoria. Dag 3, sorry ek het so 'n vrugte kelkie aan mekaar gesit en nou drink ek dit hier af, sluk ek dit hier af. Ons krag is aan, kan julle glo, na 11 dae. Ons is krag aan, na 11 dae. Ek kan sê prys die Here. Omtrent 15 minute gelede is ons krag aan. Nou ja, geysers kan hardloop en krag kan weer na normaal toe terugkeer. Ek dink ek het meer koue shower gevat hierdie laaste week as in 15 jaar. Nou ja, dan sou ek dankbaar vir wat jy het. Dit is my baie lekker om saam met jou te kuier op ons dag 3, op ons Daniel vas. En die wonderlik is, ek kon vanoggend se boodskap van gister bedien en ek glo jy het, wanneer jy tydjie het, gaan kyk na vanoggend se boodskap. Op my page, Pastoor Stef Jegen, het ek nou vanoggend self dit so geniet om, jy weet, die woord te bedien en dit self in te neem. Want God praat met ons en ons moet reageer op God se stem en op God se opdragte. Vandag glo ek het jy 'n baie goeie Daniel vasdag gehad, as jy saam gevas het, as jy later gaan vas. Ek weet daar's ander wat eers die laaste week van die maand gaan vas, daar's party wat in die middel van die maand. Ek's bly jy's ingeskakel, ek's bly jy neem deel aan vanaand se sessie, ons aanlyn kerk, elke aand, maandag, sondag tot donderdag aande. En ja, ons het hierdie 21 dae, het ons elke aand 'n sessie. As jy kan inskakel, moenie uitmis nie. Ek wil jou uitnooi om ook selfs vanaand se boodskap te share en iemand te tag. Vanoggend het ek dit vroeg op ons blad geplaas, op ons Facebook blad, om God se stem in stilte. 'n Dagstukkie, ek het 'n lied daarby gesit en ek het deur die dag gesit en ek was in die dorp gewees, in die stad, en te dink ek aan Psalm 46, wat hy sê, wees stil en weet dat ek God is. En vanaand gaan ek daaroor uitbrei, en ek wil jou uitnooi om saam met my te luister na vanaand se boodskap. Here, ons wil vir u loof en u prys, ons wil dankie sê vir u genade, dankie vir u goedheid, dankie vir die voorreg wat ons het om kinders van 'n lewende God genoem te kan word. Here, hier waar hierdie man en vrou saam luister, is my gebed dat u hom en haar sal seën. Dit wat sy gebed is, dit wat haar gebed is, dit wat hulle hartsbegeertes is, dit wat hulle oorbid, dit wat hulle u voor vertrou, dat hierdie oomblik sal wees waar wonderwerke ook in hulle lewens sal plaasvind en hulle sal ervaar en geniet u volheid en u guns en u goedheid en u krag. Dankie dat ons kan stil word voor u en Abba Vader, ons eer en loof u, ons aanbid u, want daar's niemand soos u nie, niemand wat opgemeet en niemand wat vergelyk kan word met u grootheid en u almag nie. U genade is vir ons genoeg. U liefde is vir ons genoeg. Dankie vir vrede, dankie vir oorwinning. Dankie vir hierdie tyd dat ons kan stil word en juis in hierdie stilte ook u kan sien en u kan hoor. En Here, in hierdie tyd wat voorlê waar ons gaan afsonder, spreek tot hierdie Boeta, spreek tot hierdie Sissa se hart. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Julle sal sien op TikTok en op Facebook, Ivan en Elmarie plaas my nommer gereeld op TikTok en Renier en Karen my nommer op Facebook. Meer is welkom om my nommer te vat. Dit help nie julle plaas julle nommers op die platforms nie. My nommer verskyn op die platforms. Sou jy op ons dagstukkie groep wil kom, om elke dag ons dagstukke te wil ontvang, en ook in hierdie Daniel vas, elke dag se boodskapies te kry. En vandag praat ek met jou oor 'n besonderse mooi gedeelte. Ek sê Psalm 46, as jy daarna Jan Smit se museum toe gaan in Irene, en jy gaan stap so eentjie waar hy altyd gebid het, is daar granietblad in die grond, waar daar gegraveer is Psalm 46 vers 11. Wees stil en weet dat ek God is. Be still and know that I'm God.
Jy sien die geraas waarin ons leef elke dag. Kan ek en jy oor saamstem? Dit kan baie keer ons aandag wegvat. En ons leef nie net in 'n besige wêreld nie, ons leef in 'n lydrigtige wêreld. As jy in Suid-Afrika bly, alles in die hoogste vlak. Geraas is nie net 'n klank nie, dit is selfs binnekant, in jou binneste, 'n innerlike onrus. Ons eie gedagtes, sosiale media, mense se verwagtings, vrese oor die toekoms, druk in jou en my lewe om vinnig besluite te neem. Hierdie is die realiteit in 2026. Ek en jy gaan in hierdie jaar gekonfronteer word oor baie stemme wat gaan wil jou en my wil beïnvloed. Baie stemme wat net geraas is. Dag en nag is daar geraas van stemme. Stemme van vrees, stemme van mense se negativiteit. Neem 'n besluit omdat hierdie stemme nie jou gaan beïnvloed om uit te mis op die wedloop wat jou wedloop is. God se plan vir jou lewe is die beste plan. God se doel is dat jy sal smaak en geniet in hierdie oomblik, in hierdie jaar, ook sy volheid. Moenie uitmis en sê later nie, moenie wag tot later nie. Druk om vinnig besluite te neem, kry ons baie keer, en die probleem is, baie mense sê, ek hoor nie God se stem nie. Die waarheid is, dikwels praat God, en ek glo God praat elke dag met ons. Maar ons harte is te besig om te luister na sy stem. Te besig om te hoor wat hy vir elkeen van ons wil sê. Goeienaand Pieter, lekker om saam met te kuier op TikTok ook. Mag dit vir elkeen van die 'n geseënde, gebleste jaar wees, 2026. Jy sien, God se uitnodiging is nie, doen meer nie. Om meer te doen gaan God nie impress nie. Want om baie te doen beteken nie, jy gaan die koninkryk beerwe nie. Om baie te doen beteken nie, jy gaan dit maak nie. Maar ek wil vir jou sê, daar word drome gebore, wanneer jy stil word. Wanneer jy stil word, spreek stemme met jou en my. En God wil ons met op hom wag om sy stem te kan hoor. En God praat dikwels nie in geraas nie. Gaan lees 1 Konings 19 vers 11 tot 13 en daar waar Elia op Jorop is. Nie in 'n sterk wind nie, nie in 'n aardbewing nie, nie in die vuur nie, maar in die sagte fluistering van die wind het God tot Elia gespreek. En God vra jou volle aandag. En daarom het ons in hierdie Daniël vas op hierdie spesifieke dag, het ek dit goed gedink om hieroor te gesels met jou. Want God kan kragtig praat. God kan kragtig in jou lewe manifesteer, maar kies dikwels intimiteit bo indruk. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê, daar's 'n beginsel. As ons God net in dramatiese oomblikke soek, mis ons God in die alledaagse stiltes. Nou ja, ek wil vir jou sê, God se stem jaag nie, God se stem skreeu nie, God se stem dwing hom nie self af nie. God se stem oortuig ons deur die waarheid in vrede. So, die Daniël vas skep ruimte vir stilte. En dis hoekom dit vir my belangrik is, dat jy deel sal neem in hierdie volgende 3 weke aan die Daniël vas. Vir die eenvoudige rede, om jouself
op 'n plek te kan kry om jou liggaam of jou eie sielsdimensie te dwing om sensitief te raak vir die Heilige Gees, vir die stem van God. Vas gaan nie oor kos nie. As dit vir jou gaan oor al daai dingetjies rondom vas, oor wat jy moet eet en dit en dat, vas gaan oor fokus. Jy beïndruk niemand deur om te vas nie, en moenie dink dat as jy vas, jy God se arm gaan draai nie. Hierdie is 'n oefening van hierdie liggaam en siel en gees, wat ek bepeins God deur die dag. In die dag sit ek in stilte. Hierdie laaste paar dae het ek stil geword. En ek wil hê jy moet vanaand op 'n plek kan kom om dit nie te mis nie. Want wanneer ons vas word, fisiese begeertes stiller, word innerlike geraas ontbloot. En God wys jou en my in vastheid, ook in stilte tyd, waar ek en jy in ons lewens moet veranderinge maak, waar ons moet rustiger word, waar ons moet stiller word. Roy het hierdie laaste week gesê, hierdie jaar gaan hy meer rus en stil wees en wag op die Here. Ek wil vir jou sê, wanneer jy wag, ontbloot God homself. En kom dinge na die oppervlakte toe wat ons lank vermy het. Want jy sien, stilte ontbloot die hart. Stilte ontbloot die hart. Soms hoor ons in stilte, en in daai stilte ons ware motiewe, ook ons vrese, ons trots, in sulke tye ons ongehoorsaamheid. En dit kan ongemaklik wees, ek wil sê, dis ook 'n heilige oomblik waar God werk. God doen diep werk in stilte wat geen geraas kan doen nie. Hoor wat ek nou vir jou gaan sê. Stilte leer jou en my om te luister, nie net te praat nie, want ons gebede is dikwels versoeke, is gedikwels argumente, is dikwels 'n lysie met goedjies, is dikwels vrae, argumente, maar min gebede wat ek en jy bid eindig met, spreek Here, u kind luister, ek luister. Ons is geneig baie keer om altyd die laaste sê te wil hê. Het jy al in 'n fight gewees met jou man of met jou vrou? Daar is nie 'n verloorder nie, maar ons wil altyd die laaste sê hê. Ons wil altyd nog iets inkry. Ek wil tog net hê jy moet hoor. Maar luister is 'n geestelike dissipline. En as ons vanaand uitmekaar uitgaan, bid dit ook en sê Here, my fisies, laat daar ook dissipline kom om meer te luister vir my man, meer te luister vir my vrou, en nie te wil altyd oorkom as die een wat altyd reg is nie, al die antwoorde het nie. Want ek wil vir jou ook sê, om stil te wees beteken ek hou op beheer uitoefen. Ek hou op te verduidelik, ek hou op te wil regverdig dit wat ek doen en met wat ek besig is. Ek maak ruimte vir God se leiding, want stilte vra vertroue. Stilte vra vertroue, want in stilte, luister, in stilte kan jy niks wegsteek nie. Stilte voor God word alles ontbloot.
diensknegt luister. Spreek tot my Here. Jy het 'n keuse of jy maar net gaan aanhardloop, soos 'n afkop hoender in 2026. Hier pik en daar 'n bietjie pik en daar 'n bietjie pik en hoop iewerste gaan jy 'n goue eier kan lê en jou dinge gaan opgelos wees en jy gaan rondpik, maar ek wil vir jou sê, as jy gaan mis om stil te word, en ek vra jou mevrou, ek vra jou meneer, wanneer laas was jy op 'n plek in jou lewe om stil voor God te gaan word? Ek praat nie van die bordjie wat voor die kerk staan, stilte, kerk nie. En dis dan sit jy daar met 'n mond vol tande selfs in die kerk. God vra dat jy moet gaan stil word in jou binneste voor hom. Om te bid oor sake, jou huishouding, jou kinders, jou man. Wanneer laas het jy stil geword voor God en gebid vir jou man? Dink jy nie jou man het nodig jou gebed nie? Dink jy nie vanaand om stil te word voor God, dat God jou sal wys hoe jy jou man kan opdra in 2026 voor God nie? Jy vir jou vrou daar kan wees, maar al hoe jy dit kan doen is om te hoor by God. Manne, onderskei ons God se stem. Dit bring my by die punt van God se stem bring vrede. Selfs wanneer God jou en my reghelp en ons korrigeer. Daarin is vrede. Soms altyd ooreen met God se woord. En dit lei ons na gehoorsaamheid. Nie na gemak nie. Gemak is 'n verskriklike, gevaarlike plek om te wees. En ons verheerlik God en nie onsself nie. Hierdie platform gaan nie oor my nie. Gaan oor God. Gisteraand het ek buite die kompleks in der Haas gejaag en uit die voertuig uit net op die laaste oomblikkie het ek het tot op 99 gehoop die krag sal aankom. Het ek gaan sit en ek moes 'n boodskap maak om te sê, hoor, ons gaan nie vanaand aanlyn kerk hê nie. Het gaan nie oor my nie. Want dit gaan vir my oor die koninkryk, dit gaan vir my oor soveel mense wat moet dit hoor. Want ek kom agter dat daar's duisende wat hierdie pad saam stap en daarin vas, wat nie God se arm dra nie, maar wat 'n begeerte het vir 'n deurbraak met God. 'n Deurbraak nodig het in sy huis en sy lewe. Ek's net 'n instrument. En om sy stem te kan hoor, moet ek niks word nie, en God moet alles word. Ons eie stemme is 'n gejaag, ons eie stemme is gewoonlik verdediging, ons eie stemme is emosioneel gedrewe en ons eie stemme soek vinnige oplossings. Ons lewe dat ons net inry by Burger King en ons kry dadelik 'n Kentucky Fried Chicken of 'n McDonald's as 'n drive-through. En dan wanneer by God kom, dink ons alles gaan ook maar net kits wees. As ek nou maar net goue 'n skietgebedjie doen, dan gaan God toe, en laat God nou net nie antwoord nie. Dan sê ek kwaad vir God, hoekom doen die Here dit dan aan my? Want jy sien, vanaand wil ek verder gaan om te sê dat stilte help jou en my om te kan onderskei. Is dit my gedagtes of is dit God se leiding? There's a difference between a good plan and God's plan. Jy moet jouself dit afvra. Dis 'n paar praktiese riglyne. Hoe word ek stil voor God? Eerstens, ek wil vir jou riglyn gee om vir jou te sê, skep in jou lewe
doelbewuste stilte. En na die tyd, is my nommer verskyn op die platforms, vanaand se boodskap gaan ek nou hierna plaas op die groepe, sodat jy, en vanoggend, ek weet nie of ek vanoggend sinne geplaas het al reeds nie, maar ek gaan hom dan plaas en vanaand sinne hierna op die groepe. Dat jy dit kan gaan uitprint en daar deurgaan, of dit op jou slimfoon hou, of op jou rekenaar, en dit gaan beoefen, die stilte voor God. Kom ek en jy kry hierdie riglyn om, skep doelbewuste stilte, sit jou foon bietjie af, skakel kennisgewings af, man, al notifications, sit dit af. Kies 'n vaste tyd en 'n plek alleen met God. Vas 'n bietjie van jou TV, vas 'n bietjie van jou musiek, vas 'n bietjie van vriende, vas 'n bietjie van jou stokperdjie. Tweedens, begin met 'n oorgawe, bid kort. Here, ek is hier en ek hoef niks te bewys nie. Derdens wil ek vir jou sê, lees enkel skrifte. Ek doen dit stadig. Moenie jaag nie. En ek het vanoggend die regte woord gesoek toe sê Karel vir my, ja, sit hom in. En ek wil vir jou sê, as jy die skrif vat, lees hom, probeer dit memoriseer. Ek kan nie, ek sukkel met my geheue. Maar lees dit 'n paar keer. En mediteer daai woord. 'n Vierde riglyn wat ek vir jou wil gee vandaan, is wees gemaklik met stilte. Wees gemaklik met stilte. Ek het gehoor mense sê ek kan nie alleen wees nie. Ek kan net nie stil wees nie. Wees gemaklik met stilte. En as ek dit sê, wil ek vir jou sê, God praat nie altyd onmiddellik nie. En dis hoekom ons baie keer moet wag. En God soek 'n man en 'n vrou wat hom soek. 'n Man en 'n vrou wat op hom wag, want die wat op hom wag kry nuwe krag. En dan vyftens, skryf neer wat by jou opkom, gedagtes, skrifte, indrukte, oortuigings. Ek het my foon, nou die oggend 3 uur het ek 'n droom gehad, en toe ek wakker word, toe tik ek die hoofpunte van my droom in my foon in. Want is my belangrik om te wil hoor, want God praat met ons selfs in drome. Ek wil nie uitmis in my lewe. Jy en ek kan nie bekostig om in 2026 uit te mis van dit wat God vir ons gestoor het nie. Moenie jouself verarm deur om op jou eie hoop staat te maak en jou eie krag op te wil vertrou in 2026, in plaas van om in 'n oorgawe oor te gee. Wag eerder op God en volg sy leiding. Nog 'n riglyn, reageer in gehoorsaamheid. God praat, en as God praat, en ek het hierdie stelling gemaak, toe sê ek vir Karen, jy moet nou vir my sê, is hierdie stelling reg wat ek maak? Toe sê sy vir my, dit is reg. Toe sê ek wil dit weer lees, en ek wil jy moet vir my sê, maak dit vir jou sin. Toe sê sy, ja. Karen is 'n baie intelligente vrou. Sy sal vir jou reguit sê, nee, jy is besig om te gorrel. Jy is besig om mis te vat. En dis wat ek van hou, is om direk te kan hoor. Reageer in gehoorsaamheid, en nou moet jy my hoor, wat ek nou vir jou sê, as God praat God met jou en my om ons te lei, nie om ons te troos nie. God wil jou lei. En dit is vir my die mooi vir iemand wat voorloop, want hy lei mense. Hy vat hulle na plekke toe. En wanneer jy stil is, gaan jy ag gee op sy leiding.
Dan het jy nie nodig om getroos te word omdat jy seer gekry het nie, maar dat jy hom volg en sy leiding beweeg. Is jy toegerus met beskerming, omring met beskerming. Vandag nooi God jou en my nie om harder te probeer nie. Ek dink God praat met jou en my om ons dieper, sodat ek en jy dieper kan luister. Maar om dieper te luister. God se stem is nie ver nie. God se stem is nie iewers weggesteek nie. Dit word gehoor deur die man en die vrou wat stil is. En nou hoop ek jy neem ag hoekom ons vandag stil geword het. As jy op ons groepe is, het ek 'n liedjie gepost en op die WhatsApp groepe oor stilte. Ga luister weer daai lied. Gebruik 'n minuut om stil te word voor God. Word vanaand stil, word môre stil. Maak tyd alleen met God. Dis nie om my of jou man of jou vrou te beïndruk nie. Dit is om te hoor wat God met jou wil deel. Wat God vir jou in store het. Môre is dag 4 en die tema is vertrou in God se leiding. Lees die dagstukkie. Luister na die lied wat ek na die tyd plaas. Begin in dit te beweeg. Vader, vandag word ek saam met elkeen wat saam luister, stil voor U. Ons lê ons gedagtes, ons lê ons bekommernisse, ons afleidings voor U voete neer. Leer ons om te luister vir U stem, sensitief te wees vir die Heilige Gees, om U stem te herken tussen al die duisende stemme. Maak ons harte sensitief, Here, vir U Gees. Ons ore oop vir die waarheid. En vanaand wil ons elkeen sê, spreek, Here, ons luister. In Jesus se naam. Amen. Vat jou oorwinning, vat jou deurbraak. Stap in dit in. Geniet God se teenwoordigheid. Glo jy dit gehoor vanaand? Share dit, tag iemand. En hierdie boodskap gaan na die tyd op Facebook weer wees, ook op TikTok gaan ek hom nou laai, en dan ook op YouTube. Dit was my baie lekker om saam met jou te kuier. Ek wil jou uitnooi in die vas om sensitief te wees vir die Here. My nommer het verskyn, as jy nog nie op die groep is nie, laai jou graag op. Februarie maand word toegewy aan verhoudings, huwelike, gesinne, en ek's opgewonde, jy's al vandag begin skryf aan stukke vir volgende maand. Moenie uitmis nie. Onthou Sondag is ek in Stasiestraat in Centurion. Ek bedien by die Volle Evangelie Kerk eerskomende Sondagoggend. Nou, jy moenie uitmis nie. Ek sien uit ons jy in die omgewing is, kom kuier saam met my by die Volle Evangelie Kerk in Centurion. En ja, ek sal laai wees, so ek gaan uitsaai ook van daar af en kyk uit om saam met jou te kuier in die teenwoordigheid van die Here. Ek bid vir jou
dat hierdie jou week sal wees, jou jaar, as jy weet hoe ek saam met jou bid, hoe ek saam met jou die Here vertrou. En daar's soveel gebede, soveel wat vra, bid saam, en ek vertrou die Here uit my hart uit saam vir jou deurbraak. Het is lekker gewees om vanaand saam met jou te kuier en sien uit om môre aan, selfde tyd, 8:00, wees so saam julle te kuier. Goedheid en guns. God bless.